As jy Bybel saamgebring het vir oggend, Johannes 14. Johannes 14, daar van vers 15 af. Ons gaan later by hierdie gedeelte stil staan, die ander twee tekste sal op die bord ook verskyn. Kom ons vra vir die Here om wat ons vanoggend gaan hoor, dat hy dit in ons harte sal inspreek. Dat dit nie maar net woorde sal wees wat ons hoor nie, maar dat dit ook dalk 'n nuwe gewoonte by ons aankweek, sodat ons in die koninkryk 'n verskil kan maak. Kom ons sluit net die oë. Vader, baie dankie dat ons vanoggend met U kan praat en net in afhanklikheid vir U kan vra om hierdie woord vir ons oop te breek. Vader, ons is afhanklik vir ons verstaanbaar te maak. Ons is afhanklik van U om hierdie woord te integreer in ons lewens, om ons te help om dit toe te pas. En daarom vra ons ook, Heilige Gees, dat U dit vandag op 'n baie besonderse manier sal doen. U ken ons omstandighede, en U weet hoe ver is ons op ons geloofsreis. Maar kom praat met ons en openbaar Uself aan ons vandag, wanneer ons ook in die koninkryk 'n verskil wil maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, verlede week het ons begin met ons reeks wat gaan oor die koninkryk, dat ons hierdie koninkryk moet leef, dat ons is koninkrykskinders, en ons moet 'n verskil maak in die koninkryk, en ons het gesê, maar ten einde 'n verskil te maak in die koninkryk, is daar sekere waardes en beginsels wat ons moet uitleef. En verlede week het ons begin deur te sê, die eerste en die belangrikste waarde wat ek dink wat ons moet uitleef as koninkrykskinders, is die liefde. Is die liefde. En hoe kan ek daardie waarde uitleef? Dis nie net 'n wêreldse liefde nie, maar dis 'n liefde wat 'n verskil maak. En toe het ek 'n sponsie gehad, wat ek in die water gedruk het, en gesê het, maar daardie spons is deurdrenk met water. En oralste waar ek met daai spons raak, is dit dan nou nat. So kom God, en hy deurdrenk ons met sy liefde. En hy wil vir ons wys hoe lief is hy vir ons. Alhoewel die wêreld vir jou iets anders te wil wys, maar kom wys God dat ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, en hy wil hê dat ons moet vanuit die liefde wat hy vir ons gee, moet ons in die wêreld inbeweeg en dan 'n verskil maak, soos daai sponsie oral alles nat maak, dat ons voetspore van liefde sal nalaat. En dit is die eerste waarde, 'n baie belangrike waarde, waarby ons stil gestaan het, want ons het gesê, verlede week het ons gesê, maar onthou, as jy 'n koninkrykskind word, dan kom verander God jou mos, want jy is vanuit God gebore. Dis soos wanneer 'n rekenaar 'n nuwe harde skyf kry en hy kan anders te funksioneer. So kan ek en jy, omdat ek en jy 'n koninkrykskind is, kan ek en jy anders te funksioneer, en is hierdie waardes waarby ons gaan stil staan die volgende klompie weke, is ingebou in jou. Jy moet net bewus wees daarvan, en jy moet dit begin leef. Dit is daar, alles is daar, want jy is weergebore. Jy is nuut gemaak ter wille van die koninkryk van God. Jy is nie nuut gemaak ter wille van jouself nie, jy is nuut gemaak ter wille van die koning en die koninkryk. En vandag gesels ons oor die tweede gewoonte, wat gaan oor gehoorsaamheid. Nou daar, Marijke het weer vir ons dit hier opgesit, so as jy kan mooi teken, want volgende week is sy nie hier nie, dan hierdie tyd sit sy in Kuwait, so dan asseblief help my, ons het so 9 borde wat ons moet doen, so verlede week sin was liefde, en nou is dit gehoorsaamheid, wat ons moet oor gesels. Nou as ons praat oor gehoorsaamheid, as 'n waarde van die koninkryk, dan kom dit die kort en die lank daarop neer, dat ek en jy moet gehoorsaam wees. Nou, gehoorsaamheid is nie net 'n lys van moets en moenies nie. So dan, as jy in jou gedagte het, is 'n lys van moets en moenies wat ek nou moet doen, dan moet jy dit uit jou kop uit kry. Dis veel meer as dit. Omdat ek God liefhet, daarom is ek gehoorsaam. Ek is nie gehoorsaam om sy guns en aanvaarding te kry nie.
Hy het my reeds aanvaar. Sy guns is reeds daar. Dis nie 'n teenprestasie nie. Ek is gehoorsaam, omdat ek in 'n liefdesverhouding met hom is. En omdat ek in 'n liefdesverhouding met hom is, hy die liefde het al reeds in my lewe uitgestort. Daarom wil ek nie hierdie verhouding skade aandoen nie. Daarom leef ek intentioneel, doelbewus, wil ek gehoorsaam wees aan sy wil. En dit is baie belangrik. Ek wil niks doen wat hierdie verhouding kan skade aandoen nie, want ek wil na sy stem luister. Ek wil in sy wil en sy plan vir my lewe, daarin wil ek wandel, en om dit reg te kry, moet ek gehoorsaam wees. Ten einde 'n effektiewe instrument in die koninkryk te wees, moet ek gehoorsaam wees. Want onthou, my en jou doel is om hierdie koninkryk sigbaar te maak, hier waar ek beweeg. Of dit nou in Nelspruit is, of waar jy ook al beweeg, moet ek die koninkryk sigbaar maak, deur my optrede, en ek moet hierdie koninkryk uitbrei. Nou, gehoorsaamheid begin reeds op die eerste bladsy, daar in die eerste bladsy van die Bybel, met Adam en Eva. Wat God uitdruklik vir Adam gesê het, en maar ook eintlik vir Eva gesê het, van hierdie boom mag jy eet, daai mag jy nie eet nie, jy mag van verder alles eet. So hulle moes gehoorsaam wees, want die gehoorsaamheid het vir hulle lewe gegee. Ongehoorsaamheid het bepaalde effek gehad, het die dood teweeggebring. So gehoorsaamheid het vanuit daai verhouding gekom. Blaai ons verder deur die Ou Testament, dan sal jy sien, gehoorsaamheid speel nogal 'n baie belangrike rol in terme van die profete. Nou wat was 'n profeet se rol en sy funksie? Was om die woord te verkondig, is om God se stem vir die volk te kan sê. Dis wat die profeet gedoen het. So die profeet, jy word 'n vals profeet as jy sommer net dit wat jy dink sê. So die profeet moet baie mooi luister voordat hy praat, dat hy nie verkeerde goed sê nie. En so vir 'n profeet was dit nie altyd maklik nie. So die profeet se lewe was nie altyd maklik nie om hierdie woord te verkondig nie. Was partykeer moeilik geweest om dit te doen, soms gevaarlik geweest. Hulle was nie altyd gewild geweest nie. So eintlik om 'n koninkrykskind te wees, gaan jou nie altyd gewild maak nie. Dit gaan jou verseker nie in die wêreld gewild maak nie, want die wêreld wil iets anders hê. Daarom gaan jy bietjie uitgesluit voel in die wêreld, want jou waardes en beginsels is anders as die wêreld se waardes en beginsels. Dit wat jy praat, want jy hoor God se stem, dit wat jy praat in die wêreld is anderste as wat die wêreld praat. Want die wêreld praat van dit wat uit die owerste van hierdie wêreld praat. Dis die duiwel. Of die wêreld praat vanuit die eie ek uit. Hoe ek oor goed voel en hoe ek daaroor dink. Terwyl ons sê, as koninkrykskind, moet jy God se stem hoor en jy moet God se stem vertel in die wêreld. Nou as ons net vinnig, Abraham, ek nie geweet, ek weet nie of jy dit weet nie, voor die klassieke profete daar was, Abraham, die eerste profeet, hy word genoem in Genesis 20 vers 7, word hy genoem, profeet, is 'n profeet. Wat was kardinaal by Abraham gewees? Gehoorsaamheid. Hy moes luister na die Here, hierdie Here wat sommer net met hom gepraat het, hy moes luister na hom, hierdie Here wat sê, vat jou vrou, vat jou mense en trek. Hy moes gehoorsaam wees daaraan, sodat hy geseën kan word. Hy moet ook, hy moet sy land verlaat, hy moet God vertrou, in terme toe hy Isak moes offer, moes hy gehoorsaam wees aan die Here. En dan in Genesis 22 vers 18, dan staan daar eintlik, omdat jy na my stem geluister het, Abraham, daarom sal die nasies geseën wees, omdat jy gehoorsaam was. Moses dieselfde. Moses moes gehoorsaam wees aan die roepstem van die Here, om dan terug te gaan Egipte toe, om die volk daar uit te lei. Hy moes elke keer na die stem van die Here luister,
om die volk te begelei in die woestyn. Moses met ongehoorsaamheid, toe hy nie gedoen het wat die Here gesê het nie, wat het dit 'n duur prys? Hy kon nie in die beloofde land ingaan nie. Vir 40 jaar lei hy die volk in die woestyn om die beloofde land in te gaan. Maar dan mag hy dit nie doen nie, omdat hy ongehoorsaam was. Ag, as jy gaan kyk na profete soos Jesaja, Jeremia, Jona, almal, sê God vir hulle, ek eis gehoorsaamheid. En weet jy wat is die interessante van die profete? Wanneer God praat, God sê vir hulle, ek eis gehoorsaamheid eerder as godsdienstige rituele. Gehoorsaamheid is vir my belangriker as godsdienstige rituele. Want die volk was gewoond aan hierdie godsdienstige rituele, om maar net goeders te doen. Maar hulle hart was nie daarin nie. En dan sê God, maar, hoe kan ek dan met jou op pad stap? As jy maar net goeders doen. Hoe kan ek met jou op pad stap, as jy Sondag maar net kerk toe kom, terwille van mense, maar jou hart is nie daarin nie? Hoe kan ek met jou op pad in die week stap? Hoe kan ek my wil deur jou laat geskied? Hoe gaan jy my verheerlik in die koninkryk? Hoe gaan jy die koninkryk laat uitbrei as jou hart nie daarin is nie? Jy doen dit maar net omdat almal dit doen. Hy sê nee, dis nie vir my belangrik nie. Dis my belangrik dat jy gehoorsaam sal wees aan my stem, sodat ek met jou een op een 'n pad kan stap, sodat ek met jou een op een kan wys hoe jy 'n verskil moet maak waar jy beweeg. Hy sê, daar in 1 Samuel 15:22, kry ons daai hele gedeelte wat Samuel praat, en hy sê, eintlik daar is 'n baie mooi gedeelte, wat hy sê, gehoorsaamheid is beter as al die offerandes. Gehoorsaamheid. So gehoorsaamheid vir God is 'n baie groot prioriteit. So, die vraag wat ons vanoggend moet vra is, hoe oop is jou ore? Is jy ingestel op God? Want Jesus kom wys vir ons die perfekte voorbeeld van gehoorsaamheid, toe hy in Filippense 2:8 beskryf Paulus dit, hy sê, maar hy was gehoorsaam tot in die dood. En as gevolg van Jesus se gehoorsaamheid, sit ek en jy vandag hier en het ons die lewe en het ons redding. Ek dink is miskien net belangrik om vir mekaar te sê, gehoorsaamheid is nie altyd maklik nie. En daarom moet ons partykeer, soos wat Samuel gesê het, praat Here, want u dienaar luister. Praat met my Here, ek luister aktief. Of soos Jesaja wat dan sê, goed Here, ek het geluister, maar hier is ek, stuur my. Maar gehoorsaamheid eis ook dit wat Jesus gesê het, nie my wil nie, maar u wil. So baie keer gaan die Here met jou praat, maar jy gaan dalk nie daarvan hou nie. Want wat doen ons as mense? Ek wil asseblief net nie uit my gemaksone kom nie. Here, ons het hierdie goed nou al so lank gedoen, en dis hoe dit werk. Maar as ek oop om te hoor wat die Here vir my sê, maar dan moet ek dubbel seker maak dat ek hoor reg van die Here af, sodat ek dit kan doen, dat ek nie vals sal wees nie. En dit is baie belangrik vir die koninkryk. Hoor vandag, God soek nie buitengewone vermoëns nie. Mense met buitengewone vermoëns nie. Vir sy koninkryk nie. God soek net mense wat sê, hier is ek Here, ek is gehoorsaam. Ek wil luister. Dis al wat hy vra, want dan kan hy met jou 'n pad begin stap. Want dis hy wat jou bekwaam maak, sê die woord, deur die Heilige Gees. Jakobus 1 gedeelte is daar, wat vir jou sê, julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie. So daardie konnotasie is baie belangrik. So ruk terug het ek ook oor gehoorsaamheid gepreek. Toe het ek baie stil gestaan by die beginsel of die begrip van gehoorsaamheid,
in die Bybel val eintlik uit 1 en 2, naamlik ek moet hoor en ek moet doen. Anders is dit nie gehoorsaamheid nie. En hier sê hy vir jou, jy moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. So as ek net hoor en ek doen nie, dan gebeur daar niks nie. Dan kan God aanhou praat. Hy praat met jou want hy wil hê jy moet 'n verskil in die koninkryk maak. Maar as ek dit nie gaan doen nie, dan help dit niks. Hy het gepraat nie. Vers 25 sê vir ons, maar iemand wat hom verdiep, so iemand wat tyd maak om regtig te hoor, om 'n sensitiwiteit te kweek vir God se stem, sê, verdiep in die volmaakte wet wat die mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen. Hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Lukas 6 vers 46 sluit daarby aan. Watter sin het dit dat julle my aanspreek, Here, Here, en nie doen wat ek sê nie? Wat help dit jy kom elke Sondag kerk toe? Maar jy gaan leef anders in die wêreld. Jy leef soos die wêreld. Hulle kan geen verskil tussen jou en die wêreld. Wat help dit? En dis wat die Here sê. Hy sê ons moet begin om 'n impak te maak in die koninkryk van God. Dis nodig dat ek en jy 'n impak moet begin maak in Suid-Afrika. Of waar jy ook al oor die wêreld heen reis, dat jy 'n impak begin maak. Dat jy nie skaam sal wees vir die koninkryk van God nie. Dat jy nie daar buite askies ek's 'n Christen nie. So wanneer ons praat oor gehoorsaamheid, is dit meer as net 'n ouer-kind situasie. Dis 'n waarde wat ek ten koste van alles gaan uitleef. As ek God se stem hoor, dat ek dit gaan uitleef. Dat ek glo dat God 'n plan het vanuit liefde vir my en dat ek daardie plan wil uitleef. Julle sal hierdie sitkamer gedagte by ons het verlede jaar se Pinkster ontstaan. Wat ons gesê het, en dit is elke Sondag hier, elke Sondag wat jy hier is, sien jy dit. En elke Sondag moet dit jou herinner en moet dit by jou die vraag vra is, hoe lyk my sitkamertyd met God? Hoe lyk my 1-tot-1 tyd met God? Want as ons nou vanoggend sê, maar hierdie is die tweede waarde, gehoorsaamheid is die tweede waarde, dan sê ek vir jou, wat baie belangrik is aan gehoorsaamheid en wat ons nou net gelees het, is my tyd wat ek hier moet spandeer. Waar jy ook al jou sitkamertyd met God het, jou 1-tot-1 tyd. Nie tweedehandse tyd nie, persoonlike 1-tot-1 tyd. Want as jy nie 1-tot-1 tyd het nie, hoe wil jy dan hoor hoe jy moet leef in die koninkryk? Hoe wil jy dan hoor wat ek moet gaan doen? Hoe wil jy voorberei word? Hoe wil jy bemagtig word as ek nie tyd maak vir die Vader nie? So dit is baie belangrik. Dis hoekom dit die tweede waarde is. Want hy's lief vir jou en hy sê wanneer jy gaan sit en wanneer jy tyd gaan maak vir my, gaan ek met jou praat. En gaan ek in jou lewe inspreek sodat jy 'n instrument in my hand kan word. Ek gaan jou bemagtig. Jy hoef nie bang te wees nie. En daarom wil ek jou vat na Johannes 14 toe. Johannes 14 daar van vers 15 af. Wat vir ons ietsie kom vertel van dit wat hier gebeur in jou 1-tot-1 tyd met God. Hy begin, want onthou jy het nou 'n paar goed vooraf gebeur in Johannes. Dit was die voetewassing in Johannes 13 en Jesus wat vir hulle sê, maar julle moet mekaar lief hê ensovoorts. En nou sê hy hier vir hulle, as julle my lief het, as jy in daai liefdesverhouding met my staan, wat gaan vir jou belangrik wees? Vers 15 dan sê hy, julle sal my opdragte dan uitvoer, omdat jy in 'n liefdesverhouding met my is, omdat ek lief is vir die Here, wil ek graag tyd met hom spandeer, want ek wil hom graag beter leer ken. En dan sê hy,
dan gaan jy my opdragte uitvoer. Dis interessant, as jy gaan kyk vers 15, vers 21 sê dit ook. Hy herhaal dit 3 keer. So wys vir ons hoe belangrik hy dit ag. Vers 21, wie my opdragte het, en dit uitvoer, soos ek geluister het, dit is hy wat my lief het. So as ek gaan van luister, na uitvoer, na doen, hoor dit, van luister, na doen. Wat is die afleiding wat die Here dan maak? My kind het my lief, want hy luister en hy doen. Hy's gehoorsaam aan my. Vers 21, en dan gaan hy aan verder, vers 21, hy sê, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Dit was vir my baie kosbaar geweest. Hy sê, dis eintlik, hoe meer tyd ek met God spandeer, en as ek dit begin doen, dan groei hierdie liefdesverhouding tussen my en die Vader. En hy sê, hoe meer tyd ek spandeer, hoe meer gaan ek myself aan jou openbaar. Om hierdie geheime van hierdie woord te ken, moet jy tyd spandeer, en sal hy homself aan jou openbaar. Dit is sy belofte. En dan sê hy dit ook in vers 23. Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê. So dis weer eens hoor en doen. En ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Nou as jy mooi in die oorspronklike teks gaan kyk, dit is baie mooi, dit was vir my baie interessant geweest. Stel jou gou self vir 'n oomblik voor. Jy het iemand wat heeltyd saam met jou loop. Jy het vir Jesus wat elke dag, elke oomblik saam met jou loop. So wanneer jy 'n rustydjie het en jy gaan sit en dan praat jy bietjie met hom. Wanneer jy in sekere omstandighede en situasies kom en jy weet nie hoe om op te tree nie, dan kan jy mos met hom praat, want hy's hier by jou. En hy gee vir jou raad en advies. Dit sal wonderlik wees om die heeltyd Jesus hier by jou te hê. Dit sal ons ook help om meer in die baan te bly, né? Maar nou sê hy vir jou, as jy my lief het, dan kom ons en ons kom woon in jou, by jou en ons kom woon in jou. En wanneer hy daaroor praat, dan sê hy die Heilige Gees wat in ons kom woon het. Hy gebruik dit eintlik, as jy mooi gaan kyk in die oorspronklik, dan wil hy die goed so saamstel. Hy sê, as dit ware, dit is soos wat Jesus by jou sou wees die heeltyd, soos die Heilige Gees by jou. Dieselfde. Hy's nie minder nie, hy's nie meer nie, hy's dieselfde. En wanneer ek dus in my persoonlike tyd, stilte tyd gaan sit en praat, dan is ek soort van in gesprek met Jesus, met die Heilige Gees, met die Vader, en hy praat met my, en hy openbaar homself aan my, want hy sê dan, ek gaan myself al hoe meer aan jou openbaar. En hy sê ook, vers 16, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak, iemand wat intree, dieselfde weer eens stuur, om vir ewig by julle te wees. Ek gaan jou nie wees agterlaat nie, hy's vir ewig by jou, naamlik die Gees van die waarheid. Hy's by ons. Jesus vra van ons, of God vra van ons, gehoorsaamheid. Hy sê, dit het my seun alles gekos, sy lewe gekos, om jou uit die mag van die duiwel weg te ruk, en jou in sy koninkryk in te plaas. En ek en jy is nou deel van daardie koninkryk. En al wat hy vir jou vra is, wees gehoorsaam. Sodat jou impak groter kan wees. Waar jy ook al beweeg, daar by jou werk, daar by die huis, op die sportveld, waar dat jou impak groter kan wees. Dat jy die koninkryk uitbrei, God verheerlik. Dis al wat hy vra. En hy sê, jy hoef nie volmaak en perfek te wees nie, want ek gaan jou bekwaam maak. Maar weer eens, spandeer tyd met hom,
sodat jy 'n sensitiwiteit ontwikkel vir sy stem, dat jy weet wanneer dit hy is wat praat met jou. Nie die wêreld se stem nie, nie jou eie stem nie, wanneer dit hy is wat praat om vir jou te sê jy moet iets doen. En dit begin by die klein goedjies. Wanneer ek dalk net 'n oproep moet maak, of wanneer ek dalk net vir iemand moet bel en 'n woord van bemoediging spreek, wat ook al. Dis daai klein goedjies waarna ons eers gehoorsaam moet raak. En dis wat die Here van ons vra, eenvoudig soos dit. Ek en jy is geherprogrammeer vir dit. Kom ons gaan leef dit en kom ons gaan doen dit. Ons leef dit prakties uit. Kom ons hoor by hom en kom ons gaan doen ook. Mag die Here ons elkeen daartoe help. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir hierdie waarheid. Dat ons hierdie waarde ten volle aangryp. Dat ons, omdat ons U liefhet en U ons liefhet, dat ons gehoorsaam is. En dat ons gehoorsaamheid kom vanuit liefde. Help ons om opnuut weer tyd te maak, stil te word, U stem te leer ken, ingestel te wees op U stem. Here, ons verbind onsself vandag weer om te luister, om te hoor, maar dan ook te doen. Ons wil U koninkryk uitbrei. Vader, ons bid dat U ons hier in Nelspruit Suid ook sal help om te hoor, altyd na U stem te luister en dan te doen. Vader, ons wil maar net hier waar U ons geplant het, wil ons blom en wil ons ligdraers wees. Wil ons hoop gee vir 'n wêreld wat dit nodig het. In Jesus naam bid ons dit. Amen.